Goeiedag, ek is Lawrence Fortuin, hoor in Haarlem. Lief vir Haarlem, en ek is nou nog amper 60 jaar en ek is nou nog in Haarlem. Het is lekker om in Haarlem te wees. Ek is Johanna Freeman. Ek is gebore in Haarlem en bly al die jare in Haarlem. Ek en my man het begin te tee maak in die vroeë 90er jare as gevolg van werkloosheid en om 'n inkomste te genereer en om kos op die tafel te sit. My name is Thembile Ndwandwe. I'm a postdoc researcher at the University of Cape Town. Haarlem is located in the Langkloof in South Africa, border of the Western Cape Province and the Eastern Cape Province. In die vroeë 80s had my pa ook begin tee maak het. Vakansietye as ons dan nou as kinders het ons ook dan sou saam gegaan. Goeiedag, ek wil maar net verduidelik hoe begin jy met die tee maak proses? Eerstens in die eerste plek dan gaan daar een of twee manne na die boer toe of na die eienaar van die grond en hulle kry die tee. Hulle vra die tee by die boer of die eienaar en hulle reël dan vir die velddeel, as 'n deel wat jy moet afgee. En dan kies jy vir jou manne, as jy enige mens wat tee maak, jy kies vir jou sekere manne wat in jou groep is. En as jy die regte persone kry, en dan kom jy na die veld toe met jou gereedskap, dis nou sekels, jou kookgoed, jou potte en jou kos saam, as jy nou vir 'n week of 'n paar dae nou gaan tee maak in die veld. En dan as jy by die veld kom, berei jy jou slaapplek voor. The community have really been affected by colonial and apartheid laws. In the 1800s, land was being portioned for commercial farming and white farmers, and the legislations were forcing, especially at that time, the Khoi children to be groomed to be labor. Danny Davids, Lawrence Fortuin se broer Shelton. Het altyd my bemoedig om aansluit, want hy het dit gesê, hy die voorsitter gewees. Tot op 'n dag toe gaan ek toe saam. Ek het nie geweet hoe ek Heuningbosch tee nie. Ek het nie geweet hoe ryk het nie, ek weet hoe smaak het nie. En toe ek agterkom van Heuningbosch tee, het ek so liefde gekry. So 'n innerlike liefde gekry vir Heuningbosch tee. Die kenmerk van 'n teemaker, hy weet hoe lyk 'n bos tee van Vera. Hy kan hom van Vera sien. Kom maar kom. Yes, nee. En die ander wat so wonderlik is aan tee maak is die pragtige natuur en die asemrowende uitsig. Daar is tee daar so. So ons kan maar kom. Communities have been harvesting honeybush since pre-colonial times. Ek het by my oupa geleer tee maak. Die mense wat tee gemaak het tee huis toe gebring. Hulle het genoeg tee huis toe gebring en dan het hulle dit onder families verdeel of onder buurmense ook gegee. Van die 1800s af tot in die 1900s het die mense nou maar almal tee gemaak. So tee maak was eintlik deel van die ou mense. Nie net kommersieel gaan maak vir verkoop nie, maar hulle het ook vir persoonlike gebruik gaan tee maak. En wanneer daai tee in die huis is, dan ruik die hele huis net lekker. En wat die ou mense seker nou nie geweet het nie, is dat die tee was eintlik 'n drank en ook selfs 'n medisyne, want daar was baie antioksidante in die tee wat help vir die immuunstelsel. Van 1948 af. Ek begin dit tee maak. Ek was al 'n sterk jong bandjie. I started to make tea, honeybush tea. Papa. In different mountains. There in the cracks. There next to Plettenberg Bay. And here in Kouga. And when the tea is dry and it's in the pocket, then we bring it to the buyer. Meneer Andries Lochenberg, Saul Kaplan. He was a big buyer. He stayed there
hebben het shop on that side. People who were buyers of the tea in the community, like the Jewish community, had to move from Harlem because Harlem was declared as a colored town. Ek is even thuis. Aan Harlem betrokken by die heuninghoofie. My pa het hulle van tevore, hulle was teemakers. Ons het by hulle baie geleer. Hulle het eintlik vir die tronke in die hospitaal het by hulle tee gekoop. En hulle moes dit self bewerk, maar hulle het dit geniet. Ons het maar by hulle geleer van dit. Dit was maar die ou mense se brooddaai gewees. In my kinderjare het ons die tee huis toe gebring. En daar het ons aan die tee gekerf met 'n tractor. Dan moet ons self daai dik stokke uithaal en die gras. En so het ons ook dan nou deel geword. Ander wat nou aan die stuur van sake is, moes ook dan 'n koper self gaan soek. Jy het sy op Oudtshoorn, jy het sy op Imansdorp en hulle moes dan self hulle bemarking ook doen. So die tee was nie eintlik 'n pret nie. Dit was nie uit die lekkertyd het hulle kom tee maak nie. Nee, daar was 'n nood. Daar was nie so baie werk nie. En hulle moes toe kom tee maak om te oorleef want ons kinders wil Kersklere hê. Hulle sien enige man se broek om tee te maak. Jy moet hy krag hê. Hy uit te vermoë moet jy hê om oor hier berg, want jy hy berg daar sien. Dan weet jy moet daarom jy gaan oor hy vlakte moet jy gaan om hy tee te gaan haal. Baie keer is die eienaar onredelik. Hy soek baie keer 'n velddeel. Die teemaker het baie keer gegaan na die regering toe om die berg weer terug te kry. Daar is goeie eienaars ook wat die mense tegemoet kom. Vanaand hier eienaar op hierdie plaas ook. Ons is dankbaar dat ons nou hierdie dinge kan doen hierso. In the archives, when I was doing my research, we have these 31 people from Harlem who sent a petition to government in 1903 to ask for access to the mountains, which were already closed to them. Daar staan 'n bos jong tee wat ons gaan sny. Sny my tee af. En ons los op 'n paar takkies. Sodat as hy blom, hy kry so 'n geel blom. En na tyd dan raak hy dan kry hy 'n peel. En as hy peel swart is, dan breek hy oop en dan val daardie saadjie op die grond en dan sodoende groei daar altyd weer heuningbos tee. Met verloop van jare het daar groot verandering ingekom. Die mense moes 'n gedeelte aan die plaasboere betaal het om tee te maak. Ons moet op elke kilo dat ons gesny het, moet ons die baas van die plaas se geld gee. Hulle het nie vir ons verniet gegee nie. Ons het eintlik het gekoop by hulle. Want ons moes vir hulle geld teruggee. Daar was nie een stokkie wat verniet gewees het. En ons het mekaar vertrou, die boere jou vertrou. En jy het hom vertrou, want jy moet toesig hou oor die veld. Baie van die boere het ook maar hulle lewe gemaak uit die tee. Hier staan tee, maar dit is nou soos ons sê, maklike tee. Want die tee staan sommer nou hier voor. Maar as die tee nou op is, of as hulle nou klaar gesny is, dan moet jy mos nou verder gaan. Dan moet jy opper gaan en oor die berg gaan, en moontlik oor die volgende berg. En daai tee moet dan gedra raak tot hierso. En dis moeilike werk. Dis harde werk. Baie van hulle het met donkies en baie het gedra en as die tee nou baie ver is. As ons nou sien, by hoë kop. En is baie moeilik om die tee te dra, het hulle ook 'n draad gespan. Maar die eintlike metode was maar basies maar dra. In die verlede het hulle sekels gebruik en later van jare toe gebruik hulle die skeer, 'n snoeiskeer om ook tee te sny en dis 'n sagter werk om met die skeer te sny. Jy voel so vry. Jy kan lekker met die Here praat daar, maar vra om jou te lei, want dit is nie so 'n maklike werkie. Dan jy werk met die
tee, dan is die slange is daar. En so bang as wat jy is vir hom, so bang as hy maar vir jou ook. Kop en stert bind tussen hulle. En jy gaan hom net bind, dan is baie belangrik om die tee reg te bind. Want as jy loop met die tee, dan is ver, baie keer is het baie ver. Maar baie keer die dragte baie groot, die dragte wissel baie keer van 50 kg. Jy kan amper net optel nie, so zwaar as hy. Maar die is maar net 'n klein draggie, net om te wys, te demonstreer. Die vasmaak van die tee, baie keer is die drag baie groot. En dan bind jy maar rol jy weer oor, dan bind jy van die kant af. Die drag baie groot, dan sit jy op die drag. En jy trek hom so vas, om 'n perd wat jy ry. En so jy sit, so druk jy hom in en dan bind jy hom vas, en vasgebind dit. En baie keer moet jy iemand kry of 2 mense kry om te help om die drag op die skouer te sit. So ek gaan die drag op haar skouer sit. En so ek gaan nou loop met die drag tee. Dit is maar 'n klein draggie. En baie keer as die drag baie groot en dan bewe jou bene bewe onder jou. Die sweet loop jou af. Ons het ook baie dinge oorgekom. Baie kere is dit die slange, wilde diere, bobbejane, wat ons wil jaag en so aan te. Ons het baie dingetjies oor die mense val, maar ons lag weer net oor en alles is weer verby. En so het ons aangegaan. Ons was 'n span wat mooi saamgewerk het. Ons het gevoel as een 'n probleem het, dan probeer ons om hom te help en dit op te los. As jy tee hier neergesit het, dan het jy sukses behaal. En jy is bly oor die tee wat jy gebring het, want dit is nie maklik nie, want jy kom oor berge om die tee hier te bring. Baie plante is giftig, jy moet versigtig wees. Dat jy kom net maar dit met skoonmaak. Dat rookgoed wat jy behoort hier nie moet weggegooi word. Zodat jy kan maar zeer ook recht is, en toch je kan zeer ook recht is. Deze op weer is sporen op. Ons gaan nou wys hoe die ou mense, dis nou voor ons tyd in die 1800s en in die vroeë 1900s, toe daar nog nie masjineries was nie. Hoe hulle nou die tee bewerk het, en ons gaan wys hoe die tee gesweet word en hoe die tee gedroog gaan word. Maar as jy hom nou eers skoonmaak, dan is jou werk nou baie makliker op die vloer. Die teeboom se pele, die saad eintlik. En as jy die teekap mag die nie tussen die tee beland nie, want aan die einde van die dag maak die pele die tee bitter. Ons gaan nou kyk hoe die vroegste ou mense dit gedoen het. En hoe hy dan aan die einde van die dag lyk. Jy doop vir my. Wil jy mee? Hy kabazo. Dink ek met die mense om seker nou maar so fyn as moontlik. Fyn as moontlik kap. Post 1994, Harlem got involved in the export market that was being encouraged by the Agricultural Research Council and SANBI. To use their words, they were rediscovering the honeybush plant and developing the industry and introducing honeybush cultivation. And before, Harlem had been relying on the wild honeybush material. Maar ze proefkonijn. Mijn bezigheid is succesvol geweest. En dat is aan niet een project geweest. Ik heb baie hard gewerkt. Het is zo makkelijk als wat de mens denkt. Want ik moest 9 maanden wachten voor ik die plantjes kan verkopen. En onze project is ook achter jullie bergen. Ver ons moest lopen zo en toe en weer terug. 2003 was ek die boer van die Weskaap gewees, by die tee nou. By landbou ook al 3 pryse gewen. Ek het tot 10 mense werk gegee.
Het werd zwaar, maar ik heb het geniet. Het was net iets wonderlijk. En as die insekte nou nie my so bepak het nie, dan oor my erf loop Shuri en toe vrek die plante. Want ek was organiese kosiegif gebruik het nie. Ek moes dit reg hanteer. As people who were involved in the honeybush tea trade and sale and harvesting for centuries, Haarlem thought that they could also get involved in this export market. But when they tell that story of the transition, like there's this sense of loss and being robbed because some farmers were starting to get like processing facilities, and then they thought that we will also get a processing facility. But the deal was that they will farm the honey bush in Haarlem and then sell the raw material to a farmer with a processing facility. So the project that they got had this path dependence to a commercial farmer. Later van jare het die boere self die tee gemaak met hulle plaaswerkers. En so het dit 'n witmansbedryf geraak en nie meer anderskleuriges kon nie meer in die bedryf ingaan nie, want hulle het nie 'n veld gehad nie om tee aan te plant en so aan te nie. Ons wat die tee gesny het, is nou die blanke man, die middelman se werk. Ons is die mense wat die harde bene gekou het. Ons het ons talent saam met hulle gedeel. En wat hulle nou wil dit vat. Baie keer nou seisoentyd, nou daar nie werkie. Dan gaan jy met die mense tee maak, dan kan hy mense weer kos op die tafel sit en dan bring jy weer blydskap aan hy mense se harte. Maar vanaand het jy hulle reg behandel. Maar nou kan jy nie tee maak nie, want die man is onredelik, hy soek so 'n klompie geld. Dan sit hy met hy geld se rekening in. Baie van hulle weet nie eens van hy geld dat rekening is nie. Maar jy wat die tee gemaak, jy teemaker, jy voel dit. Want jy moet 'n vervoer hier, jy moet mense kry, allerlei tipe dinge en so aan. Dat is die hartseer van die tee storie. My noemnaam is Lucky. Tussen hakies Mr. Luck. Op die huidige oomblik as die tee-oesters en die teemakers van Haarlem is uit die bedryf. Daar is nie teefabrieke om die tee te koop nie. Die bedryf is basies toe as gevolg van die COVID-wette. So die werkskeppinggeleenthede wat daar was, is weg. Die oes van die wille tee was eintlik vir die werklose man op die straat. Dit was 'n geleentheid geweest om geld te maak en geld te genereer vir inkomste. Industries keep making the communities that were excluded, like Haarlem, they keep making them labor. The industries as they are, they only work for few people. Transformation means including the communities that were historically excluded from the economy. It's important to preserve this system of tea making, food production, food cultures that did work, especially for the poorer members of the society who get excluded when these systems are upscaled. The honeybush industry can also provide support for the traditional tea making. Elke huishouding moet ons terugbring dat hulle by ons tee koop vir huistee, soos hulle die rooibos tee koop by die winkels. Moet hulle ons heuningbos tee op die ou manier van maak, moet hulle by ons kan koop, dan hou ons die bedryf weer lewendig en ons bring weer ons mense weer terug in die bedryf. Tradisionele tee ons terugbring na die gemeenskappe toe waar hy was. Dit is vir my belangrik dat die mark moet volhoubaar is, sodat ons kan werkskepingsgeleenthede skep vir die jeug, die vroue bemagtig. Daar kan miskien toegang gekry word tot staatsgronde of natuurbewaring en ons kan die tee gaan oes, dan sal daar ook werkskepingsgronde wees. En dan sal hierdie heritage, hierdie oorlewing sou dan weer voort kan bestaan. Die ou mense het die tee hier bewerk. Hulle het dit hier opgekap, hulle het hier gesweet en hulle het die sakke gemaak. Jy werk die tee dan op 'n hoop en jy
sweet die tee. En as die son lekker warm is, na 'n paar, sê maar 5, 6, 7 dae, as die twee brein gesweet is, dan gooi jy die tee oop, die gesweete tee. Lyk hulle nou so, hulle lyk nou brein. Ja. Hulle ruik so lekker, want hulle smaak so lekker. Dan vat ons nou seile en dan krap ons hulle nou eers oop. Maar die son moet ook lekker warm is. En dan haal ons nou al hierdie hekstokken, al hierdie grasse, haal ons uit. En na 'n paar dae wanneer hy nou lekker droog is, dan sit ons hom, maak ons hom weer bymekaar, dan sit ons dit in sakke, 50 kg sakke. Stamp hy sak lekker, laat hy nou lekker styf is. As hy nou vol is, dan vat ons 'n seilnaald en dan sit 2 handvatsels daar en ry hom lekker toe. Steek hom daar en so gaan ons sak per sak. En dan hierdie produk word dan aan die direk aan die koper verkoop. Hierdie stelsel word nou by die prosesseringsaanleg gedoen. En dit is ook maar nou in die hande van commerciële mense, wat die sê wat geld. Most of the younger Halemas have never had a chance to drink honeybush, yet it's such a rich heritage in that community. So nou het ons nou die heritage amper al verloor. The reason why it's important to pay attention to the traditional systems is because these are the systems that truly value nature. They value people, especially the poorer members of the society. They are not harsh to our planet. Ruikt zo lekker. Yes. We want Harlem to smell like tea again, to make tea again, and to benefit economically from honeybush again. Ik denk dat is een van die lekkerste thee wat nog daar kan wees. Hij smaakt beter, ik wil nou niet andere thee smaken, kritiseer niet, maar hij is voor mij beter als rooibos. Hij is beter als Glen. Hij is beter als Joko en teaspoon tips. So hij is een baie lekker thee. Die draag is baie groot en dan moet jy hom opbring na jou skouers toe. Jy gaan net sê halleluja. Sê.